Okay, ons praat vanaand oor steeds geestelike gawes. Daar's nie meer baie oor nie. Ons is by 1 Korintiërs 12, maar ons gaan praat oor die gawe van wonderwerke en dan meer fokus op tale en profesie daarna. Kom ons bid saam. Dankie Vader vir u woord. Heilige Gees, hierdie is u program. En ek bid in die naam van Jesus dat u openbaring en kennis en lering bring op 'n manier wat u kan alleen doen en dat u vir ons die skrif oopmaak, dat ons verstaan wat die hart van God was toe hy gawes vir die mens gegee het. Dat ons kan verstaan wat u wil bereik, wat is die plan en waar ons inpas in die plan. Ek bid Heilige Gees dat u hierdie woord salf en dit oopbreek, dat ons werklik sal sien wat u sien en vorentoe in diens van God kan staan as lewende, vrugbare, aanwendbare kanale waardeur die krag van God kan werk en vloei. Ons gee hierdie programme nie and we pray that in Jesus name. Amen. Goed. Ons gaan daarna 1 Korintiërs 12 toe, vers 10. En daai skrif sê die volgende: And to another workings of powers, to another prophecy, and to another discerning of spirits, and to another kinds of tongues, and to another the interpretation of tongues. No, what we must take note of is that it says and to another. Daai stukkie and to another sê vir my God het vir almal gegee. He gave to this one and that one and to another. All right. So I think we often disqualify ourselves. Ons kom dikwels op 'n punt waar ek dink ons onsself uitpraat uit diensbaarheid of aanwendbaarheid by God. Omdat ons dink ons het nie of is nie gegee nie, maar hierdie woord sê and to another. En as ek dit reg verstaan, is hy geskryf in die in the present continuous tense. Met ander woorde, hy het vir die een gegee en die volgende een en die volgende een en die volgende een. Almal het ergens 'n gawe van God of gawes ontvang. Want God het 'n plan met my en jou om ons te gebruik om iemand anders te bereik. So, die wonder hiervan is die gawes is geïnspireer en gesalf en gegee deur die Gees van die Here. So you are not alone in your calling. You and I cannot do what we have to do without the Holy Ghost. We cannot operate. We cannot manipulate the gifts. We cannot force the gifts. We are not the gifts. The Holy Spirit moves in us with the gifts, as ek dit so kan noem. Die Gees van die Here vat die gawe en opereer die gawe deur my en jou. Nou, dit beteken ek en jy is net 'n kanaal. That means everybody can be a channel and is a channel. Almal het 'n, ek sê in alle eerbied, 'n vennoot. Everybody has got a partner in the gifts, and that partner is the Holy Ghost. So you're not only not alone, you have the author and finisher of the gifts with you. You have got the power of the Holy Ghost, the power of the Trinity, taking that gift, if you allow it to operate, and operate it through you. Listen to my wording, operate it through you. We are not the gifts, but if we allow him by means of surrenderance, he can do whatever he wants with that gift. All right. And that is always
to edify the body. A gift is never, not even once, for me to boast about, or to brag, or to mention myself and blow my own trumpet. Dit is nie vir my verheerliking nie, dis vir God se verheerliking en vir die stigting van die gemeente. So, as daar in die gemeente nie ruimte gemaak word vir gawes nie, is daar nie stigting nie, of minder stigting. En is 'n groot ding wat ek nou sê. Dit beteken daar's leemtes waar die gawes nie toegelaat word nie. Dit beteken daar's genesings wat nie plaasvind nie. Dit beteken daar's wonderwerke wat nie plaasvind nie. Dit beteken daar's woord van God wat nie uitgaan nie. Dit beteken there are revelations of the Spirit of God that are never known to such a church. And that is a real pity. Simply because we don't allow or don't believe in or are not available to function with the gifts or let the gifts function in the body, because the body is there or the gifts are there for the edification of the body. No gifts, no edification. Unwilling body, no edification. And in essence, we quench the Holy Spirit. En ons het al oor die ding gepraat, moenie die gees blus nie. Om weerspannig te wees teen die gawes, is om die gees van God te blus. Alright. 1 Korintiërs 12 vers 10 sê wat hy sê. Kom ons gaan net vinnig deur na 1 Korintiërs 12 vers 13 toe. For also by one Spirit, He is the only true Spirit. It's the Holy Spirit. Every other way and mean is a fake. Every other representative or author of so-called gifts are false. There's only one Holy Spirit that operates them in all of us. For also by one Spirit we are all baptized into one body, whether Jew or Greek, whether bond or free, even all were made to drink into one Spirit. Listen. If this is what the scripture says, we are in one body by one Spirit, and the gifts are for the edification. We are actually drinking from the gifts. We are being fed by the gifts, so to speak, being edified by it is as to drink into the Holy Spirit, because the gifts and the Holy Spirit are synonymous. So, wat die woord eintlik sê, edification of the body is to drink into the Holy Spirit, or synonymous to drink. In other words, He is the source of what I need to be edified. And He uses gifts in a supernatural way to bring about that edification. That means edification is equal to healings, miracles, prophecy, tongues. Edification means to build, to take the church, the body, to higher levels. Kom ons gaan na vers 25 toe. That there not be division in the body, but that the members should have the same care for one another. Now, a big thing. The Spirit, the gifts of the Holy Ghost cannot function in a body where there is division. Why? Because if the Bible says we are one in the body, one in Christ, drank into the Holy Spirit, it means the body and Christ and the Holy Spirit are all one. So, for this reason, vir hierdie rede sê die woord, 'n koninkryk wat homself verdeeld is, kan nie bly staan nie. Nou net so ook,
Daar moenie verdeeldheid in die liggaam wees nie, want dit blus die gees en dit stop die werking van die gees en dit belemmer die werking van die gawes. So, there is no edification. Gawes bring edification. Gifts of the Spirit bring edification. Now, if the Bible says we are edified by the gifts, and it says no division, it means that unity stimulates or causes the Holy Spirit, or causes the gifts, or makes the Holy Spirit at home, working the gifts amongst the body members. Let's go to Acts 20 chapter, verse 9. We're talking about the gift of miracles. I'm just very quickly going to go over that. And a certain young man named Eutychus was sitting on the windowsill, Paul reasoning for a longer time, being overborne by sleep. He fell from the third floor and was taken up dead. And Paul went down and fell on him, and embracing him and said, "Do not be afraid. His soul is in him." Alright. En wat gebeur het, is die jongman het lewendig geword. Dis 'n voorbeeld van wonderwerke. Met ander woorde, die gawe van wonderwerke werk bonatuurlik om bonatuurlike goed reg te kry. Met ander woorde, kom ek dit so verduidelik. Gawes van die Gees is bonatuurlike werkinge van die Heilige Gees wat vir iemand gegee word. En ek gaan dit in Engels sê, so that person can by default operate in that gift or those gifts that he or she has. Meaning, somebody who's got certain gifts is like, let's call it a mechanic or a watchmaker or a whatever. You can wake him up 10 o'clock, 12 o'clock, 3 o'clock at night or in the morning. And at any given time, he will be able to function as or according to his gift or his what's the right word? His job. All right? Met ander woorde, 'n oorlosiemaker of 'n werktuigkundige hoef nie te leer wanneer hy moeg is of wanneer hy wakker is om te funksioneer in sy beroep nie. A gift of the Spirit operates because of the Spirit, no matter in what state I am. Okay? Whether I am tired, whether I am not tired. If I say in the name of Jesus, the gift that operates through me can operate because it is driven and empowered by the Holy Ghost. God only needs a channel, right? So, if I go to the gift of miracles and I read the scripture we've just read, Acts 20 verse 9, then we see a supernatural power moved Paul, faith matching his gift. We spoke about it last week. En Paulus kom en werp hom op die man neer en hy lewe. Hy word lewendig. 'n Voorbeeld van wonderwerke is Jesus kom by Lazarus se graf. Nou, ek gebruik eintlik net nie Jesus as voorbeeld nie, ek gebruik die wonderwerke as voorbeeld. Wonderwerke is soos wanneer iemand op 'n bonatuurlike wyse iemand se lot of die situasie verander word, dood na lewe, soos wat ons sien met Paulus of Jesus met Lazarus, of daar's 'n storie waar Elia op die weduwee se seun gaan lê het en sy lewe het teruggekom in hom. Dit is
omtrent hoe wonderwerke lyk en hoe wonderwerke gebeur. Die krag van God opereer om dit wat onmoontlik is in die situasie moontlik te maak. Dit wat geen lewe het en bestaan het nie, te laat bestaan. Kom ons gaan na die volgende skrif, Handelinge 19 vers 6, en ons praat oor die gawe van profesie. Ek gaan eers praat oor profesie en daarna oor tale, en dan gaan ons die twee vergelyk met mekaar. Gawe van profesie in Handelinge 19. And as Paul laid hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke with tongues and prophesied. Keep this one in the back of your mind. They were laid on their hands, they got converted, hulle het tot bekering gekom, hulle praat in tale en onmiddellik begin hulle profeteer. All right? The scripture doesn't say they had the gifts. The Bible didn't say they were anointed or anything like that. But because the Holy Spirit moved on them, the gifts or prophecy operated. Tongues were uttered. Okay? Hulle het in tale gepraat of hulle het geprofeteer. Nou, ons moet verstaan, hierdie is instrumente of dinge eie aan die Heilige Gees. Of dit 'n gawe is of nie, dit kan net deur die Gees van die Here aangevuur en gedryf word of bestaan gegee word. Niks van tale of profesie of wat ook al wat uit die hart van God uitkom, kom van 'n ander bron as die Gees van die Here af nie. Alright, maar ek wil onderskeid tref tussen gawe van profesie, gawe van tale spreek en tale spreek as gevolg van doping in die Heilige Gees, of profesie as gevolg van beweging deur die Heilige Gees. En ek gaan julle 10 skok vanaand met wat ek vir julle gaan sê oor wie kan almal profeteer. Hier kom dit, 1 Samuel 19 vers 20. And Saul sent messengers to take David. Nou ek wil net hier vanaand 'n ding opklaar. Op hierdie stadium het Saul moordgedagtes gehad. Hy wou Dawid doodmaak. Hy was nie rein in sy hart nie. Saul sent messengers to David. When they saw the company of the prophets prophesying and Samuel standing as appointed over them, the Spirit of God came on the messengers and they prophesied. Saul sent messengers. Hy stuur boodskappers en die Gees van die Here kom op hulle en hulle profeteer. Nou ons kan die Gees van God nie in 'n boks sit nie. Hy kan doen net wat hy wil. En ons gaan nou nie ingaan op hoekom het dit nou gebeur en so nie. Vers 21, and they told Saul, and he sent other messengers, and they also prophesied. And Saul sent messengers the third time, and they prophesied also. En dan, as jy verder lees daar by vers 23, and he, dit is Saul, stripped off his clothes also, and prophesied before Samuel. Nou, wat beteken dit? Is dit die gawe van die Heilige Gees? Nee. In die ou Bybelse tyd het die Gees van die Here oor mense gekom en hulle beweeg om goed te doen. Daar was Samson en daar was nou Saul en daar was Dawid maar dis nie die gawe van die Heilige Gees soos in 1 Korintiërs 4 of 12 nie, want die Gees van die Here was nie uitgestort nie. Maar dit sê net dat God se Gees kan doen wat hy wil en as hy mense wou laat profeteer, dan laat hy. Ok, so wat sê ons hierso? In die Ou Testament het dinge 'n bietjie anders gewerk as in die Nuwe Testament. Maar dat die gawes van die Gees en die werkinge soos in die Ou Testament alles van die Heilige Gees afkom, dis so. Daar's net een bron vir profesie,
vir tale spreek, soos in die Bybel beskryf, en dis die Gees van die Here. Daar's nie 'n ding soos 'n ander ware bron vir hierdie goed nie. Die duiwel kan mense beweeg om sekere goed te doen, maar dit is vals. En daarvoor is daar die Gees van die Here wat vir 'n mens daarop attent kan maak. Daar's deur die gawe van onderskeiding, of hoe ook al. Maar wat ek probeer sê is, die Gees van die Here is die begin en die einde van profesie, of hy dit doen in die Ou Testament, en of hy dit doen in die Nuwe Testament. Die verskil is, in die Nuwe Testament het die Gees van die Here in my en jou kom woon, en hy het gawes uitgedeel, en daai gawe is binne in jou. En solank die Gees van die Here in jou woon, kan daai gawe opereer. Ek en jy moet begin oorgee en die Gees van God 'n kans gee om deur my en jou te werk. Want as die Gees van God in my en jou woon, dan is die bron daar. En as ek en jy die gawe toelaat om te opereer, dan edify ons die liggaam, dan stig ons die liggaam. Kom ons gaan na 1 Korintiërs 14, vers 1. Follow after charity and desire spiritual things, but rather that you may prophesy. Nou, hierdie gedeelte gaan oor gawes van tale spreek en profesie. En hy gaan 'n vergelyking nou hier tref. Maar goed. Paulus sê, things, but rather that you may prophesy. It looks like prophecy is considered higher or more important or of more significance than tongues. All right, we'll see now. 1 Corinthians 14, verse 3. But he who prophesies speaks to men for building up and exhortation and comfort. The one speaking in a tongue builds himself, but he prophesying builds up a church. What is the difference? The one is building up the church, the one is building up oneself. What is the big aim of gifts? Is edifying of the church. Does it mean that tongues are unimportant? No. Does it mean they are less important? No. If tongues are done correctly, if we understand where tongues fit in, then it can have the same significance and importance. It does have the same. We often don't understand where it fits in. Maar Paulus begin deur te sê, tale stig myself. Want taal wat nie uitgelê is en 'n boodskap dra nie, wat se betekenis het dit vir die omstanders? Daarom sê hy, ek wil eerder hê julle moet profeteer. Ons sal nou kyk, hy verduidelik hoekom. Nou baie mense sê, ek kan nie profeteer nie, ek weet jy kan nie. Dis omdat jy in jouself glo en jouself wil laat profeteer dat jy bang is, jy kan nie. Gawes opereer wanneer ek my gawe ontdek het en oorgee daaraan en toelaat laat God deur my opereer. Baie mense sê, net nou praat ek nonsens as ek profeteer. Ja, wat van as jy die waarheid praat? Daarmee sê ek nie, beskou profesie ligtelik en neem dit ligtelik op nie, glad nie. Maar ek sê daardeur, as God vir my en jou die gawe gegee het, en die ontdekking van die gawe is 'n gesprek vir 'n ander dag. As ons weet in watter gawes ons opereer, en ons kan God vra, ons kan na God toe gaan, en sy aangesig soek en sê, wys my, leer my, prompt my, beweeg my in my gawe. En as ek sensitief is,
en God toelaat, dan gaan ek een of ander stadium die boodskap kry en die duidelikheid kry. Hoe? Deur voorbeelde, deur God wat my in situasies plaas. Jy kom by iemand en jy voel jy wil vir daai persoon sê, die Here sê die volgende vir jou. 'n Week later kom daai persoon en sê, hoor hierso, jy het die Here gehoor. En dit begin al hoe meer en al hoe meer en al hoe meer intens met jou gebeur. En môre oor môre kom jy agter, maar hoor hier, God gebruik jou as 'n spreekbuis op 'n konstante basis en jy raak gefestig daarin. En dis wat ek bedoel, dan jy gee oor daarin, laat God toe om jou te vestig daarin. Ek wil amper sê speel saam, werk saam. Be usable, be movable, be one with the Holy Ghost, be his friend in your gifting. Okay, let's see. Verse 4 to 5. The one speaking in the tongue builds himself up, but he who prophesying builds up a church. I wish all of you speak in languages, but rather that you may prophesy. For greater is he prophesying than he speaking in tongues, unless he interprets so that the church may receive building up. Okay, dis presies wat ek nou gesê het. Wat help dit? Ek praat in tale, nie dat dit nie 'n plek en waarde het nie. En die omstanders weet nie wat ek sê nie. Daarom is daar saam met tale is die gawe van om dit uit te lê. Met ander woorde, om die onverstaanbare boodskap te verduidelik aan die omstanders. God gebruik mense om in 'n gemeente opset in tale te praat, maar dis beter dat daar 'n uitleg kom as net tale. Daarom sê Paulus, profeteer eerder, sodat almal kan verstaan, sodat almal kan weet wat God sê. Maar as daar 'n uitleg is, goed dan. Maar wat hy wel sê, en ons sal daarby kom, is talespraak moenie aanhoudend wees en al die tyd is dit onverklaarbare sinsnede wat heeltyd gesê word. Kom ons gaan na vers 31. For you may all prophesy one by one, so that all may learn, see, all may learn, and all may be comforted. And the spirits of the prophets are subject to the prophets. Wat beteken dit? Met ander woorde, die profeet kan besluit of hy hierdie woord uitgee of nie uitgee nie. Of, wat ek sal sê vir enigiemand wat wil weet, as jy voel jy het 'n woord, vra die Gees van die Here, staan 'n bietjie stil en sê, Heilige Gees, laat ek jy duidelik hoor en laat ek duidelik u beweging beleef om hierdie woord uit te gee. Gee die Gees van die Here 'n bietjie kans as jy onseker is. Ek weet nie hoe om dit anders te verduidelik nie. En gee hom 'n kans om te spreek soos wat hy wil en om jou te beweeg. En as jy dan voel en jy beleef die sekerheid in jou hart, jy beleef die salwing, die unction, gaan dan en lewer die woord af. Vers 39. So then, brothers, seek to prophesy and do not forbid to speak in languages. So Paulus sê, tale is goed, om te profeteer is beter. Want tale stig myself, en as die gawe vir die edification of the church is, en daar is talespraak, maar daar's nie 'n uitleg nie, dan is daar nie edification nie, behalwe vir die persoon self, wat in tale praat. Kom ons gaan na die tale gedeelte. Handelinge 19. And as Paul laid his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke with tongues and prophesied. Wat Paulus hiervan praat, of wat die woord hiervan praat, is mense tot bekering gekom. Paulus het hande op hulle gelê, hulle het dooping in die Heilige Gees ontvang,
en hulle het in tale gepraat en geprofeteer. 1 Korintiërs 14 vers 2. For he who speaks in a tongue does not speak to men, but to God. For no one hears, but in spirit he speaks mysteries. Okay. Daar is tale bid, of bid in tale. Dit beteken die gees van die Here bid deur my en praat verborgenhede met God, maar in die gemeente opset, as iemand in tale praat, sê die woord dan hier, vers 2, he who speaks in a tongue does not speak to men but to God. For no one hears, but in spirit he speaks mysteries. Dit beteken dat tale spreek is vir die gemeente, nie tot stigting nie. Ons het dit gesê, maar net tot stigting van die persoon self. So wat belangrik is, tale moet uitgelê word. Vers 4. The one speaking in the tongues builds himself up, but he prophesying builds up the church. Vers 5. I wish all of you speaking languages, but rather that you may prophesy, for greater is he prophesying than he speaking in tongues. En dit gaan daaroor dat vir die gemeente om gestig te word, moet die gemeente God se woord, sy stem, sy hart hoor. En tale gee dit nie tensy dit uitgelê word. Maar profesie gee die woord of die stem of die woorde van God aan die gemeente. Nou, Paulus gaan later 'n bietjie of later in hierdie gedeelte sê, as iemand 'n vreemdeling is in die gemeente en hy kom daarin, wat se baat sal hy vind as jy net in tale praat? Hy hoor nie die woord en die stem van God nie, want profesie bring die woord en stem van God en God se hart. Maar tale doen dit nie, tensy dit uitgelê word. Daarom sê Paulus, vir die stigting van die gemeente is profesie beter as tale spreek, tensy tale uitgelê word. Okay. Ek gaan 'n bietjie verder aan. Hy vergelyk dit met 'n trompet wat blaas, ensovoorts. Jy kan dit self verder lees. Ek gaan daarna vers 13 toe. So, then he's speaking in a language, let him pray that he may interpret. As iemand in 'n taal praat in die gemeente, moet hy bid dat daar vir hom 'n uitleg gegee word. Want wat Paulus sê, is dis belangrik, die gemeente moet God se stem hoor. Hulle moet hoor wat God sê. Dis die belangrikste. So, as iemand in 'n taal praat in die gemeente, laat hy bid vir 'n uitleg. For if I pray in a tongue, my spirit prays, but my mind is unfruitful. What is it then? I will pray with the spirit and I will also pray with the mind. I will sing with the spirit and I will also sing with the mind. Okay, so wat Paulus sê is, tale spreek kom uit my gees uit. Die gees van die Here is in verbinding met my gees en wek die taal of gee die taal en ek laat dit by my mond uitkom. Maar net so op hy manier, tensy daar uitleg is dit onvrugbaar, want dit is eintlik God sprekinge uit my gees uit, soos deur die gees gegee. Else if you're blessing the spirit, he occupying the place of the unlearned, how will he say the amen at your giving the thanks? Dis hier waar Paulus nou sê, as daar 'n vreemdeling is in die gemeente, hoe sal hy weet wat is die boodskap van God as dit in tale kom en daar nie 'n uitleg is nie? Okay, julle kan verder gaan ekskuus, ek kon net vinnig hier. Julle kan verder gaan en tot sover as vers 30 kan jy gaan lees. Ek kon net my rekenaar het hier 'n glitch opgetel. Okay. Ek gaan na Romeine 8 toe. Romeine 8 vers 26.
8:26 en 27 sê, likewise the Spirit also helps our infirmities, for we do not know what we should pray for as we ought. But the Spirit himself makes intercession for us with groanings that cannot be uttered. Nou, Paulus praat hier van iets wat ons soms hoor. Mense sê bid net in 'n taal of jy bid in 'n taal of wat ook al. Waarvoor word tale dan gebruik behalwe in die gemeente vir die stigting van die gemeente of stigting van myself? Ek glo dat bid in tale deur die Gees van die Here gebruik word om vir my en jou in te tree. Ons kan nie die Gees van die Here in 'n boks sit nie. Ons kan hom nie beperk nie. Maar ek sê hierdie net sodat wanneer jy gaan bid en in jou afsondering is en jy bid in tale, of dat jy sal verstaan dat die Gees van die Here kan tale bid gebruik om vir my en vir jou in te tree. Omdat ons het vroeër gesien dat tale kom uit my gees uit. En die Heilige Gees besit my of woon in my en hy plant dit in my gees. Hy laat dit by my uitkom. En ek glo dat tale bid kan ook wees dat die Gees van die Here deur my bid. Het sy vir my of 'n situasie of iemand anderste. Paulus sê tog op 'n plek, ek praat meer in tale as almal van julle. Maar kom ek vir julle vanaand sê dat omdat die Gees van die Here die bron is van alle gawes, kan die Gees van die Here ook op die manier van tale vir my en jou intree, vir my en jou praat met God, voor God, verteenwoordig voor God, en ek glo ons moet sensitief wees. Dit is goed om in tale te praat. In die gemeente, as daar 'n uitleg is. Paulus sê, as jy in tale praat in die gemeente, laat dit wees hoogstens 2 of 3 keer. Want as daar nie 'n uitleg dan kom nie, moet die persoon stil bly. Maar, wees bedag daarop, dat tale spreek kan deur die Gees van die Here gebruik word, om vir my en vir jou te bid. Om vir my en vir jou, deur my en jou vir 'n situasie te bid. Die Griekse woord vir groanings is die woord stenagmos, en dit beteken intense emotion of anguish. Met ander woorde, hy bid met intense inspanning en emosie. En alhoewel ons hom nie in 'n boks kan sit nie, glo ek tale bid is dikwels 'n manier hoe die Gees van die Here deur ons bid vir 'n situasie. Ek wil hierdie volgende opmerking wat ek vir myself gemaak het, of konklusie wat ek vir myself gemaak het in julle midde laat. Gifts are workings from the indwelling Holy Spirit to you or towards someone else. The gifts are from within us. And in the Old Testament, it seemed as if the Holy Spirit operated from outside of the channels of God, the prophets, the Sauls, the Samuels. But nowadays, the Holy Ghost is inside of you, and he wants to operate from within. Allow him. En soos Paulus sê, ek beywer julle vir die beste gawes, en ek wys julle 'n meer uitnemender weg. Vra vir God, wat is jou gawe? Wat sê God? Hoe wil hy jou gebruik? En dat hy op 'n stadium openbaar maak, wat is jou gawe? Sodat jy vir die liggaam aanwendbaar is. En dat daar stigting in die liggaam, in jou huis, in jou lewe, in jou omgewing kan kom. Amen.